Here, dankie dat U vir ons werklik kom vrymaak het. Dat ons vry is in U Jesus. Maar Here, partykeer dan misbruik ons daai vryheid. Of partykeer gee ons dit weg. Partykeer vergeet ons sommer net daarvan. En Here, ons vra Heilige Gees, soos wat U gekom het om ons te herinner aan die woord wat Jesus vir ons gegee het. Kom vra ons net, Here, dat hierdie ook 'n dag sal wees wat U ons herinner aan wat Jesus vir ons gedoen het. Here, 'n dag wat ons kan onthou dat Jesus ons werklik vrygemaak het, sodat ons hierdie pad saam met hom kan stap as sy volgelinge om 'n verskil te maak in die wêreld. En sodat U daardeur verheerlik word, ons Here. Ons eer U net. Amen. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou gesels oor die vrug van die Gees. Maar jy hoef nie bekommerd te wees nie. Kobus het ook gister gesê, nie 'n vrugteslaai preek nie. So gaan nie oor die vrugteslaai praat vanmôre nie. Ons gaan 'n bietjie dieper kyk. Ons gaan 'n bietjie kyk, hoekom was dit nodig dat Paulus vir hierdie gemeente in Galasië moes geskryf het oor wat daar aangaan? Hoekom moes hy vir die Korintiërs geskryf het oor wat by hulle aan die gang is? Want ons hoor preke en ons kry hierdie lysie, dis die vrug van die Gees, dis hoe jy moet lewe. Maar ons weet nie waaroor gaan dit nie. Ons verstaan nie regtig wat is dit wat die Here vir ons wil kom oopbreek as hy vir ons sy woord gee nie. So ons gaan sommer 'n bietjie kyk daarna. Maar ek wil gou vir julle eers net sê, ek het nou maandag het ek al die woord by die Here gehad en ek het lekker voorberei, want dit is 'n lekker tema. En daar by ons in die huis is daar 'n deur tussen die huis en die motorhuis. Nou die slot gee nou al baie lank probleme. En ek het uiteindelik 'n ander slot gekoop. En gistermiddag toe sê ek vir Marita, laat ek nou maar net hierdie slot gou vervang. Maar nou weet ek al, ek gaan baie mooi netjies moet werk. Want die bouinspekteur in ons huis kyk met 'n skerp oog. En ek het, man, om die ou slot uit te haal het so vinnig gegaan. En ek het die nuwe slot in die deur ingesit en toe ek die handvatsel se deel terugsit. Toe is sy gaatjies nie meer op die plek waar die ander ene se gaatjies was nie. En ek staan en sukkel met 'n skroewedraaier om hierdie skroefies in te kry op hulle plekke. En soos ek werk, dan voel ek, daar gaan vrede. Daar gaan geduld. En ek weet, okay, los dit net so. En ek gaan na die bouinspekteur toe, ek sê, luister, daai slot maak nou oop en toe, maar ek sal hom maandag sal ek hom regmaak soos hy moet wees. Jy sien, want ons gaan deur situasies, ons gaan deur goed in ons lewe, en is so maklik, dat ons fokus afhaal van waar ons moet wees. Kom ons kyk gou Galasiërs 5 vers 1. Want dit is so 'n belangrike teks hierdie, voordat ons nog uitkom by die lysie van die dinge wat ons moet doen. En ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Om vry te wees. Dit is waarvoor Christus ons vrygemaak het. Dit klink snaaks, nê? Christus het ons vrygemaak om waarlik vry te wees. Maak seker dat jy vry bly en moenie weer onder 'n slawejuk vasgebind word nie. Jy sien, Paulus moes hierdie skryf. Want hy het so uitbedien nadat hy tot bekering gekom het. Maar dit het 'n hele paar jaar gevat voor hy op sy eerste sendingreis gegaan het. En hy het uit Asië toe gegaan en hy het hier die gemeente gaan stig. Omtrent 15 jaar na die uitstorting van die Heilige Gees is die gemeente in Galasië gestig. En Paulus het alles daar in werking gelos en hy het aanbeweeg. En toe hy aanbeweeg, beweeg daar ander
mense in wat wil kom bedien. En hulle bedien 'n ander woord as wat Paulus vir hulle gegee het. Die fondasie waarop hierdie gemeente gebou was, kom iemand anders en sê vir hulle, luister, julle verstaan nie hierdie vryheid nie, want julle moet nog die wette van Moses nakom. Julle moet besny word. Kerk, weet julle wat? Julle moet al die tradisies van julle voorvaders, moet julle saam met julle vorentoe gaan. Dis wat daar vir hulle gesê is. En Paulus sê vir hulle, nee, julle is vrygemaak in Christus. Hy het julle kom verander. Want wat is die nuwe wet wat Christus vir ons gee? Julle wat vandag hier is, wat net nou gaan die doop bywoon. Die nuwe wet wat Christus vir ons gegee het, kom tot bekering. Laat jou doop. En dan die derde ding, laat jou leer. Dis die nuwe wet wat ons gekry het. En weet julle wat, het nie eens 'n jaar gehou in daai gemeente voor daar ander mense ingekom het met hulle nuwe lering en leerstellings nie. In Korintiërs, Paulus het omtrent hierso so in die jaar 47, daar rond het hy die gemeente in Galasië geplant. Hy het so in die jaar 50 het hy die Korintiërs gemeente geplant. 5 jaar daarna, toe moes hy hulle aanspreek oor die gebruik van die gawes. Jy sien, want soos in die gemeente van Galasië verkeerde leerstellings aangekom het hierdie gemeente van Korintië het so gevloei in die gawes en van podiums af gesê, ek het gearriveer, ek is die ou vir genesing, as julle wil genees kom, ek het die gawe van genesing. En hulle het hulle self verhef bo ander. Hulle het hulle self gesien as superieur, omdat hulle hierdie gawes het. En Paulus moet dit aanspreek, 5 jaar na die planting van die gemeente, toe begin al hierdie goed gebeur. Moes hulle sê, dis hoe die gawes lyk. Galasiërs, dis hoe die vrug van die Gees lyk. Dis hoe die gawes van die Gees lyk. Ek wil vanmôre vir jou vra, weet jy wat is die verskil tussen die twee? Want as ons sê, ons is vrygemaak, ek het so 'n paar goedjies geskryf. Ons is vry om los te kom van die bindinge van sonde. Die verslawing van sonde, want as jy sonde, besig met sonde, is 'n verslawing. Jy's vry om in liefde te dien, in liefde te leef. Daai passievolle liefde wat God vir ons het, om dit uit te leef. Jy is vry om God te aanbid soos wat hy sê ons aanbid, nie soos wat 'n wet sê ons moet aanbid nie. In gees en in waarheid. Jy is vry om los te kom van bindinge. Jy is vry om in te stap in die bonatuurlike in. Dis die vryheid wat ons het. Die vryheid om toe te laat dat die Heilige Gees jou hele lewe kom omskep, sodat daar vrug is. Vryheid om die Heilige Gees toe te laat om jou te gebruik in die koninkryk, wanneer hy gawe vir jou gee vir 'n spesifieke doel. Jy sien maar die gawes, gee die Heilige Gees aan mense soos hy wil, wanneer hy wil hê hulle iets spesifieks moet doen. Dis nie 'n ding wat jy vir jouself hier kan klomp raadjies bymekaar sit en 'n klomp gom aan mekaar sit en dit kry nie. Die Heilige Gees gee die gawes soos hy wil. As hy wil hê moet vir iemand gaan bid, dan gee hy vir jou die gawe om daar te bid, of hy gee vir jou woord van kennis waaroor om te bid. Maar kom ons kyk gou, die vrug van die Gees. Dis nie iets wat hy vir jou gee nie.
Wat hy vir jou gee, is wanneer jy toelaat dat hy met jou werk, dat hy jou hele lewe transformeer, dat hy jou verander, dat hy jou karakter verander, om anders te lewe, om anders in 'n verhouding te wees met mense. Jy sien, en daar het jy ietsie te doen. Want ek kan ingegaan het met daai deur, en myself so ver weg van die Here afgewerk het met hoe ek gevoel het. Maar wanneer hy kom by die lysie, kom ons kyk gou-gou. Ek wil net vinnig deur die lysie weer gaan. Julle ken dit. Dis 'n bekende, is absoluut bekend. Liefde. Dis 'n onvoorwaardelike verbintenis aan iemand anders om hulle te help. Dis 'n verbintenis wat jy hier binne in die gemeente maak om te help. Vreugde. Dis daai blywende blydskap in jou hart oor wat Christus vir jou gedoen het en dat jy dit wil uitleef om vir ander ook dit te deel. Vrede. Dis wanneer Jesus die storm stil maak. Waar hy storms absoluut stil raak. Geduld. Dis om elke situasie waarin jy jou beland, dit wat na jou kant toe kom, te verduur en in geloof te staan by die Here. Vriendelikheid. Dis daai opregte belangstel in mekaar. Jy sien, want as ek vir Karel sê, Karel, hoe gaan dit met jou? Dan moet dit nie net wees dat dit ons kultuur is of ons praktyk is om as jy mekaar sien, hoe gaan dit nie, maar dat dit uit jou hart uitkom. Uit jou hart uitkom. En sê, hoe gaan dit met jou? En te verwag dat daai persoon uit sy hart uit of uit haar hart uit vir jou gaan sê hoe dit gaan. Sagmoedigheid, is 'n nederige houding voor die Here. Goedheid, om aan mekaar goed te doen. Dis wat die Here van ons verwag, om getrou te wees, lojaal te wees, nie aan menslike beginsels nie, maar aan goddelike beginsels. En die laaste ene is selfbeheersing. Dis 'n dissipline in jou lewe om reg op te tree. Nou hierdie lysie wat ons vir mekaar gee en wat ons almekaar vir mekaar sê, hierdie moet in jou lewe wees, en ons staan en kyk. Ons staan en kyk vir die mense langs ons. Nee, het jy daai lysie? Nee, wag 'n bietjie, waar is jou vrug van die Gees? Intussen is daar niks in jou nie. Hierdie is 'n resultaat van die werk van die Heilige Gees in mense. As ek tot bekering gekom het, ek het my laat doop, en ek skakel in, waar ek kan leer oor die Here, waar ek hom kan leer ken, hoe ek kan leer wat sy werking in my lewe is, dat ek kan weet wat hy in my lewe wil doen. En ek besef, ek kan nie meer lewe soos wat ek geleef het nie, ek moet verander. Jy sien, daai verandering kom wanneer jy onder die autoriteit van die Heilige Gees gaan staan, dat hy jou kan verander, om terug te gaan na die beeld van Christus toe. Want hierdie lysie wat ek vir jou gegee het, dis die karakter van Jesus Christus. Dit is wie Jesus Christus is. Dis sy karakter. En hy wil hê ons moet sy karaktereienskappe uitdra. Ons moet dit leef. Hoe werk dit? Hoe werk hierdie lysie? Ek het nou vir jou begin sê, dis die Heilige Gees wat dit vir jou moet gee. Hy moet dit in jou lewe inbring, maar jy moet hom toelaat om dit te doen. Jy moet hom toelaat om jou te help, om mense om jou lief te hê, om te gee vir mense. En die vrug groei.
Hoe meer jy agter Jesus aanstap om te doen wat hy doen, hoe meer groei die vrug in jou. Dis soos daai boom wat jy plant. Jy weet, ons het hierdie naweek met mekaar gepraat oor makadamia neute. Ek dink dit vat 7 jaar. Dis 'n groeiproses. Was bitter min mense wat op dag 1 van bekering af hierdie lys in hulle lewens het. Dis 'n voortdurende tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here wat jou laat kom by 'n plek waar jy kan dit uitleef. Die gawes is 9 gawes. En die woord praat van die gawes van die Heilige Gees. Maar ek weet nie of jy mooi gehoor het wat ek vir jou gesê het oor die vrug. Die vrug van die Gees. Nie die vrugte van die Gees nie. So wat sê dit vir ons? As jy kyk na hoe hierdie vir ons oopgebreek word deur Paulus, dan beteken dit een persoon gaan liefde kry, die ander een gaan geduld kry, die ander een gaan deursettingsvermoë kry. Nee, dis nie wat dit sê nie. Die vrug van die Gees, soos wat die Heilige Gees dit vir ons oopbreek, is daai hele lysie. As jy dit het, het jy die vrug van die Gees. En ek weet wat ek vanmôre vir jou sê, klink asof dit onmoontlik is om dit uit te leef. Want eendag wanneer ons in die hemel kom by die Here, dan gaan ons daai lysie, dan gaan ons dit eers meer nodig hê nie. So dit is 'n voortdurende werk, is 'n doelbewuste manier wat jy jou lewe uitleef as 'n volgeling van Christus. Dis 'n doelbewuste uitleef van jou kindskap. Dit groei uit jou verhouding uit met die Here. Dit groei. Ek wil sommer hier van die kantlyn af inkom en vir jou vra. Jy ken jou lewe, jy weet hoe jou lysie lyk. Wat is dit van die vrug van die Gees wat jy gaan uitgee hierdie jaar? Jy sien, want die Heilige Gees werk deur ons met die gawes na mense toe. As jy die vrug van die Gees begin uitleef, gaan dit buite toe. Gister het ek 'n bietjie tyd spandeer met 'n baie goeie vriend en 'n mentor van my. Ons het gepraat oor om 'n getuie vir Christus te wees. En hy het vir my 'n baie belangrike ding gesê. Die wêreld hoor nie die evangelie met hulle ore nie. Die wêreld hoor die evangelie deur hulle oë. Die wêreld word bekendgestel aan die evangelie deur dit wat hulle in jou sien. Wat sien hulle in jou? Sien hulle die vrug van die Gees op so 'n manier dat hulle dit ook wil hê? Sien hulle dat hier is iets anders. Hier is iets anders wat ek ook wil hê. Jy sien wat ons moet so versigtig wees. Want daar's dinge in my en jou lewe wat 'n invloed het op die groei van die vrug in jou. Trots, woede, seksuele onsedelikheid, jaloesie, selfsugtige ambisies, die verdeling bring. Hierdie goed in jou lewe maak dat jou vrug nie groei nie. Dit maak jou onvergewensgesindheid maak dat daar nie vrug kan wees nie. Jou voortdurende kwaad wees verander. Dit stop die groei van die vrug in jou. So maak klaar daarmee. As jy iemand moet vergewe, dan moet jy daai persoon vergewe. As jy moet loskom van bindinge, moet jy loskom van bindinge.
Die Here maak jou vry. En net so wat jy jouself kan beïnvloed, kan jy ander ook beïnvloed. Deur jou optrede kan jy die groei van die vrug in ander belemmer. Die eerste een is oordeel. Hoe oordeel jy ander? As jy ander oordeel, breek jy hulle af. Want ons kan met mekaar praat oor goed, maar ons moet dit op so 'n manier doen dat dit tot stigting is. Nie afbreek nie. Skinder. Kwaad praat oor ander. Dit benadeel die groei in hulle. Skyn die heiligheid. Dan weet jy wat? Die Heilige Gees is reg om daai goed in ons te breek. Die Heilige Gees staan reg om 'n verandering te bring. Om jou te help om skoon te kom. Dus ons het hierdie jaar weer 'n bietjie groente geplant. Want ons sê tamatie is ook 'n vrug. Daarmee ons die muisvoëls het baie meer tamaties geëet as ons. Maar as ek daai tamaties gaan pluk, wat is die eerste ding wat ek doen? Ek gaan was hom onder die kraan. Ek maak hom skoon sodat ek hom kan eet. As daar iets uit die tuin uitkom wat gegroei het tot op 'n plek wat ek dit kan eet, dan maak ek dit skoon. Jy sien, daai spinasieblare is so lank en hulle het so mooi groen kleur. As ek hom pluk, ek vat hom om in 'n slaai in te sit en ek draai hom om, dan is 'n wurmpie daar. Dan as jy nie mooi werk nie, as jy nie skoon maak nie, dan gaan wurmpie dalk op 'n plek beland binne in jou lyf waar jy hom nie wil hê nie. Ons moet skoon maak wat ons gebruik. Ons moet ons lewens skoon maak. Ons moet ons hele karakter skoon maak vir dit wat die Here deur ons wil doen. En weet julle, ek het so opgewondenheid vanmôre. Want die Heilige Gees my gehelp dat ek begin verbykyk deur die moeilikheidsgraad van die goed wat ek moet doen. En ek het deur ander oë begin kyk dat hierdie nie instruksies is nie, maar dat dit help is van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het gekom as 'n helper. Hy wil jou help. Hy wil jou help om soos daai tamatie skoon gewas te word. Of as jy 'n appel pluk. Ons pluk suurlemoene, daar was op 'n stadium sulke kolletjies opgewees. Nou ons moet hulle nou weggooi, mos het hulle skoon gewas. Ons gebruik nog steeds die sap. Leef liefde uit. Leef genade uit. Bemoedig mekaar. Weet julle, ons kan soveel beteken vir mekaar. Ons moet sag met mekaar werk. Ons moet nie sonde in mekaar oorsien nie, maar wees sag met die mense rondom jou, want Jesus Christus is sag teenoor mense. Hy dra nie die sonde nie, maar hy is sag. En dis wat hy wil hê, jy moet 'n sagtheid uitleef teenoor almal. Ek het groot geword met die ding, mans huil nie. Mans huil nie. En ek dink ek was 44 jaar oud gewees toe ek my ontmoeting met die Heilige Gees gehad het. En van daai dag af kan ek nie ophou huil. Want hy het 'n ding in my kom skoonmaak. Hy het 'n tradisie in my kom vat en dit uit my uitgehaal. Want waar God se liefde is daar emosie. Want as jy daai absolute glorie, teenwoordigheid van die Heilige Gees van God beleef, dan kan jy nie anders as om uit te bars nie. Dis wat hy wil hê. Dis wat hy wil hê. Ons moet daar wees vir mekaar. Ons moet aanhou om te bid vir mekaar. Ons moet versigtig wees dat ons nie die oorsaak is dat iemand anderster nie
vrug dra nie. Want ons gaan eendag voor die Here staan. Hy gaan vir jou vra, wat het jy gedoen met dit wat hy vir jou gee? Wat het jy gedoen met die kanse wat hy vir jou gee? Maar weet jy wat nie? Ek het gaan stil raak by die Here en gevra vir 'n profetiese woord, en al wat hy vir my gesê het is, hy het nou die dag 'n profetiese woord gegee, en dit is nog steeds van toepassing. Hy sal ander woord beskikbaar stel deur ander mense. Maar wat hy wel van my gesê het, en dit gaan rondom die uitleef van ons kindskap, die uitleef van jou verhouding met die Here. Wat ek net in die gees gehoor het, is dat die Here sê, as julle my toelaat, en julle bly gehoorsaam, gaan hierdie 'n jaar van wonderwerke en die bonatuurlike wees. Dit klaar begin. Dit het klaar begin. Dis wat hy wil hê, ek en jy moet beleef. Want ons dien nie sommer net 'n God nie. Ons dien 'n God van die bonatuurlike. Ons dien 'n God wat sy hart vir jou oopmaak. Want dit wat hy in hom het, wat hy by die skepping al in ons gesit het, om dit te kom herstel. En as jy weet vanmôre, dat jy by 'n plek is, wat daar bietjie sandjies is wat van hierdie lysie toekrap, gee dit vir die Here. Dis hoe maklik dit is. Gee dit vir die Here, laat die Heilige Gees jou help. Stap 'n pad saam met hom. Julle weet my storie. Ek het vir 'n lang tyd gesê die Heilige Gees werk nie, hy is daar nie. Paulus hulle se tyd het hy opgehou werk. Hy sal ophou werk die dag as Jesus terugkom, dan het hy 'n ander funksie in die hemel. So maak oop. Maak jou lewe oop vir verandering. Want hy wil verander. Hy wil jou help. Onthou net, as ek hier staan, ek ken 'n paar van julle. Ek weet so ietsie van julle af. Hy ken elke ding van jou. Hy ken elke sel in jou. Hy ken elke dingetjie, want hy het jou aan mekaar gesit. Hy ken jou gedagtes. Hy ken jou hart. So ek wil vanmôre vir jou vra, is jy bereid om toe te laat dat die Heilige Gees jou nou bedien en vir jou wys waar die plekke is waar jy aan moet werk. Vader, Here, ons sê vir U dankie dat U woord deur Paulus vir ons gegee het, en Jesus, dat U vir ons die voorbeeld gestel het, dat U vir ons kom wys het hoe ons moet lewe. En Heilige Gees, dat U die belofte van God ons Vader is, wat gestuur is om ons te help. Wat gestuur is om ons te herinner aan wat Jesus ons geleer het. Maar Heilige Gees, dat U ook gekom het om ons voor te berei vir die dag wanneer Jesus gaan terugkom. Dat ons skoon voor hom kan staan. En Here, ek vra nou, Heilige Gees, wys U nou waar daar gewys moet word, waar daar veranderinge moet kom. Laat net toe dat die Heilige Gees nou in jou hart werk. Dat hy vir jou daar wys waar hy wil hê, waar verandering moet kom. Maak net oop, as jy weet van goed, sê dit vir hom. Sê dit vanmôre, Here, ek wil hierdie ding, wil ek neerlê. Ek wil dit neerlê. Help my, Heilige Gees. Jesus het 'n duur prys aan die kruis betaal, sodat ek vry kan wees. Here, ek vra
dat U net U Gees nou op elkeen laat kom. Dat ons net hierdie vryheid werklik waar kan vat en 'n deel kan maak van ons lewe. Nie vryheid om aan te gaan met sonde nie, maar 'n vryheid om regtig vry te wees in Jesus Christus, ons verlosser. Vader, ons eer U dat U vir ons toelaat om deur Jesus weer terug te kom in 'n verhouding met U. En Here, ek vra vanmôre dat U nou verhoudings aanraak. Verhoudings in gesinne. Verhoudings tussen mans en vrouens. Verhoudings tussen paas en kinders en tussen maas en kinders. Dat U nou genesing bring in gesinne. Here, bring iets nuuts. Laat ons nuut na mekaar kyk. Here, kom breek verwerping. Kom breek woorde van dood wat teen mense uitgespreek is. Here, kom maak net nuut vanmôre. Ons staan voor U en ons sê, Here, hier is ons. Kom verander ons soos wat U ons wil verander. Sodat ons die persoon sal wees wat U ons geskep het om te wees. Ons buig voor U, Jesus. Ons aanbid U. Ons aanbid U, Here, ons sien uit daarna dat U moet terugkom. Maar terwyl ons hier is, Heilige Gees, wys ons wat ons hierdie jaar moet uitgee vir iemand om ons. Here, soos wat U hierdie jaar gee, wat U vir ons gaan gee, moet dit ook 'n jaar wees wat ons vir mekaar kan gee. Ons eer U, ons loof U. Dankie, Here. Dankie vir U genesing vanmôre. Dankie vir deurbrake op werksituasie. Here, ek wil vanmôre hulle wat nie hier is nie as gevolg van siekte toestand, wil ons net na U toe bring. Jy weet van iemand, noem daai persoon net sy naam in jou gedagtes. Here, ek wil vir Pieter na U toe bring en ek vra vanmôre dat U vir ons U grootheid sal demonstreer, Here. Ons kan nie U arm draai vir genesing nie. Jesus, maar U is genesing. U naam is genesing en ons roep U naam oor Pieter uit. In die naam van Jesus, daai infeksie in jou longe klaar nou op. Klaar nou op. Jesus, want U het kom genees. En Here, laat U genesingskrag, laat die opwekkingskrag van die Heilige Gees nou deurom vloei. Here, lig daai gesin op. Lig hulle uit hulle situasie uit. Tot U eer. Elke ander persoon. Ons bring siekes vanmôre na U toe. En ons spreek net genesing. Ons verklaar in die naam van Jesus dat wonderwerke nog in hulle lewens kan gebeur. Here, ons kom vra, tree U in as ons geneesheer vanoggend. Ons eer, ons loof U, ons prys U. Amen.